is ingeskakel op Delft steeds diepere program van Radio Kansel en ek is in gesprek met Elisabeth Jordaan. En Elisabeth het sopas vir ons vertel van die geweldige periode in Andrew Murray se lewe waar hy nie kon praat nie. En jy weet Elisabeth, ek het drama geswat op varsity en ek was lank 'n drama juffrou ook gewees en ek dink net aan oefeninge wat ek altyd my drama studente gegee het om te sê, moenie agter in jou keel praat nie, want dit maak jou stembande seer. So as hy maar 'n drama juffrou gehad het, wat ook dalk kon gehelp het met die plasing. Maar ja, as jou stembande eers seer gekry het, maat het hulle seer gekry. En dis wonderwerk, dis eintlik 'n wonderwerk dat God dit vir hom heeltemal herstel het, dat hy weer kon praat, né? Ja, nee, ons sal nou mooi by daai wonderwerk uitkom. Ja, vertel my. Ja, so hy gaan nou terug, April maand gaan hy terug Wellington toe en hy neem die Pinksterreeks waar. En wonder bo wonder, het sy keel voldoende herstel dat hy kon preek. Nou begin hy weer onophoudelik preek. En geensins kort preke nie. Hy gee sy boek uit, soos Jesus. En hy het 'n vroeër boek geskryf, Bly in Jesus, wat hy self nou in Engels vertaal het, as Abide in Christ, sy eerste Engelse boek, gee hy nou ook uit, en hy skryf aan sy broer John Murray, wat op daai stadium in Engeland is vir behandeling van een of ander siekte wat hy gehad het, en hy vra vir hom, hy moet asseblief bietjie die boek proeflees en kyk of die goed wat hy sê min of meer reg is, want hy het niemand anderster wat dit vir hom kan doen nie, want John Murray en Andrew Murray loop 'n baie nou pad saam. Ja. En John moet ook so bietjie sy Engels skaaf. Ja. Hy skryf aan sy broer dat hy 'n boek gelees het van Mahan, Baptism of the Spirit. En hy betreur dit dat hierdie persoon daarop hamer dat geloof vergesel moet word van tekens. Hy betreur dit ook dat die vervulling van die Gees as iets buitengewoon beskryf word, terwyl dit elke Christen se erflating is. En dit moet ons in staat stel om dag na dag 'n God-behaaglike lewe te lei. So hy ondersoek nou die werk van die Heilige Gees natuurlik, want hy is besig om daaroor te dink in die hoër Christelike lewe waarvoor 'n mens die Heilige Gees nodig het. Toe beleef hy terugslag aan sy keel as gevolg van 'n verkoue wat hy opdoen na die klam hitte van die Boland wat ons almal ken. Dit raak so ernstig dat sy kerkraad aanbeveel dat hy reis na Europa toe moet onderneem om 'n algehele verandering van lug te hê en bietjie iets anders te sien en miskien die beste mediese advies in te win. Okay. So vertrek hy nou Mei 1882 vergesel deur sy vrou en die dag voor sy vertrek woon hy die hoeksteenlegging by van die Sending Opleidingsinstituut in Wellington. Wow. So die steen word nou nie deur Andrew Murray gelê nie, maar deur professor Hofmeyer, met die voorspelling dat hierdie instituut 'n onberekenbare seën vir die kerk en die koninkryk sou wees. En ons weet hulle het oor die 500-600 sendelinge uitgestuur van daai sendinginstituut af. So, maar reeds voor sy vertrek na Europa, word Andrew Murray se aandag bepaal deur die vraag van geloofsgenesing. En hy lees 'n boek oor die onderwerp, The Lord Your Healer, geskryf deur die Amerikaanse skrywer Dr. Boardman. Maar hy sê daar het nie by hom enige sterk oortuigings gekom toe hy nou hierdie boek gelees het nie. Dit was eers toe hy in Europa was wat hy aan sy gemeente skryf, wat is die stappe wat hom gelei het om geloofsgenesing as 'n werk van die Gees te aanvaar. Baie interessant. So in die Kaap het hy meermale oor Jakobus 5, vers 14 tot 16 nagedink. En dit sê min of meer die gebed van die geloof sal 'n sieker red. Jy moet nou al die ouderlinge roep, dan moet hulle vir jou salf met olie, hulle moet hulle hande oplê, en dan die gebed van geloof. Nuwe vertaling sê die gebed van 'n gelowige. Maar die gebed van geloof sal 'n sieker red. Hy lees die werk van Dorothea Trudel oor The Prayer of Faith, wat geskryf is deur Charles Coulis, en ek het dit nou gaan opsoek,
om te sien wat dit is. En hier wil ek dit nou lees. Sy was 'n Switserse vrou wat haar lewe aan God gegee het om ander te help. Die boek volg Trudel se reis van haar kinderjare in Switserland na die stigting van die Christen gemeenskap in Duitsland. En is hier, as jy nou so 'n bietjie voorgaan toe, dis waar Reinhard Bonke ietsie gekry het. So ek sien nou hoe word die goed aan mekaar gelas. En dwars deur die boek word haar geloof, haar onwyverende geloof en haar geloof in die krag van gebed baie geaksentueer. Hy vertel ook van die baie uitdagings en hindernisse wat sy in haar lewe gehad het, onder andere baie armoede, siekte en vervolging. En dan begin hy lees dat mense met wie sy te doen gehad het, deur haar gebed van geloof genees is. En hy kom agter dat hier is iets moontlik wat hy nie in die verlede aangedink het nie. Hy sê in hierdie boek het alle twyfel weggeneem of die Here nou nog in ons tyd mense genees na die gebed van geloof. My aarde. Maar hy sê tog was dit asof hy nie tot daai geloof kon kom nie. Wow. Dat is vir my vreeslik interessant om hierdie te lees oor sy geloofstryd en ons het dit almal. Hy het gewyfel of moet hy hom in Europa na 'n gewone dokter wend of moet hy na iemand toe gaan wat die gawe van gesondmaking van die Here ontvang het. Hy het gebid dat die Here hom moes lei en hy wou graag gaan praat met 'n pastoor Stockmeyer, wat hy 5 jaar gelede in Switserland leer ken het as iemand met 'n baie kragtige geloof, 'n ware geestelike mens, sê hy, wat nou aan die hoof was van 'n inrigting vir geloofsgenesing. Maar toe hy na in Londen aankom, toe land hy in die hande van 'n beroemde dokter, 'n Dr. Kiet. Hy gee Andrew Murray 'n paar geneesmiddels om te gebruik en raai hom aan om na 'n koue waterbehandeling te gaan in 'n inrigting buite Londen. Maar Andrew Murray wou eers 'n konferensie bywoon van Mild May. Dit is 'n hospitaal wat begin is tydens 'n kolera-epidemie in 1866 en hulle was bekend vir die behandeling van mense met vreemde siektes. So hy wou nou eers die konferensie gaan bywoon. Hierdie pastoor Stockmeyer, wat hy graag wou sien van Switserland, was ook daar by die konferensie en Andrew Murray gaan praat met hom. Hy sê vir die Stockmeyer, hy het nie die geloof wat hy nodig het vir Jakobus 5 vers 14 nie. Hy vra, was dit omdat hy steeds in sy hart getwyfel het, miskien dat hy nie seker was dat dit God se wil was om hom te genees nie? Kon dit dalk nie meer tot God se heerlikheid bygedra het as hy stil bly nie en op 'n ander manier vir die Here werk of dalk glad nie meer vir hom werk nie? En was lyding en beproewing nie immers werkinge van genade wat God wou gebruik om sy volk en iemand mee te tugtig nie? Wow. Waar gaan haal hy dit? Genigtig. Want dit was aan die algemeen in die kerk, die gedagtegang. Wow, dit is baie, met ander woorde, is amper soos 'n soort teregwysing? Ja, so Andrew Murray is nou nie seker nie, omdat hierdie gawe nie in die kerk funksioneer nie. Ek wil gou ietsie lees, 'n aanhaling van Andrew Murray, wat hy geskryf het, oor hierdie genesing. Hy skryf, die kerk is ongewoond aan die werking van die Gees vir die genesing van die liggaam. En ons moes leer dat die verlies van die gawe van gesondmaking, wat 'n geskenk was deur God se raadsplan aan die kerk se eie ongeloof toegeskryf moet word. Jy sien. So Andrew Murray is nou in hierdie proses waar hy dit ontdek, sy eie ongeloof ontdek hy. Nou sê Stockmeyer vir hom, dis my so lekker dat hy hierdie brief
skryf hy aan sy gemeente, hy skryf alles, hy is so eerlik en openhartig en wat jy net nou gesê het, nederig. Genoeg om sy tekortkoming in die gees. Hierdie man wat soveel gedoen het al in Suid-Afrika, wat ons maar kan sê, hy kan nou maar terugsit en sê, I've made it. Ja. Weet, so, die Stokmaier antwoord hom. Jy is vasgevang in die gewone gedagtes van Christene oor lyding. Merk tog op hoe dat Jakobus onderskeid maak tussen lyding en siekte. Van lyding sê Jakobus nog altyd, as iemand ly, moet hy bid. Dit staan in Jakobus 5 vers 13. En in Jakobus 1 vers 2 tot 5, dat lydsaamheid dit bevorder, lyding bevorder lydsaamheid, lydsaamheid bevorder karakter, weet, en dan gaan hy mos nou so aan in Jakobus 1. Maar van siekte sê hy, laat hom die ouderlinge van die gemeente roep, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die sieke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So. Dis Jakobus 5 vers 14 tot 15. Hy sê lyding ontstaan as gevolg van sekere versoekinge en beproewinge van die lewe, en daar is geen onbepaalde belofte dat dit weggeneem sal word nie. Maar van siekte bestaan daar wel so 'n belofte. So Andrew Murray moes nou daarmee saamstem, maar hy sê later het hy dit nog beter verstaan. Wanneer lyding kom van buite af, van die wêreld of van omstandighede, en dit kom oor 'n Christen, dan is daar nie 'n belofte van volkomme bevryding nie. Hierdie lyding dien om 'n Christen te seën en om heilig te maak. Maar met siekte wat van binne in die liggaam kom, is dit iets heeltemal anders. Die Here wil die liggaam ook verlos, want die liggaam is nou die tempel van die Heilige Gees. En vir die verloste, wie dit gelowig wil ontvang, wil die Here ook in die liggaam die groot krag van bevryding uit die mag van sonde openbaar. Oh my. So wat Andrew Murray hier sê, is dat siekte en sonde word deur die Here op dieselfde manier hanteer, maar nie lyding nie. Jesus het gesê, julle sal dit swaar hê in hierdie wêreld, want daar's 'n doel met lyding en vervolging en swaar kry. En spel dit net weer uit, lyding met jou in 'n beter posisie van fokus bring, né? Lyding word deur die Here gebruik om 'n mens heilig te maak. So jy gaan deur goeters in jou, en dit toets ook jou geloof, lyding. Ja. Maar die liggaam kan verlos word. Die Here gee belofte van verlossing van die liggaam, van siekte en sonde. So nou nooi Stokmaier vir Andrew Murray uit om die volgende week 'n vergadering van hierdie Dr. Boardman by te woon, wat hy nou net die boek gelees het van die Here wat jou geneeser is, die Heer u heelmeester in Nederlands. Hy het ook, die Boardman het ook 'n boek geskryf, die hoër Christelike lewe, die hoër Christelik lewe, oor geloofsgenesing. En hy hou vergadering in Londen en hy sê Andrew Murray moet dit kom bywoon. So, Dit was vader se tydsberekening, né? Yes, absoluut. En Andrew Murray sê, nou jy mos nou nie vreeslik indrukke gehad van daai eerste boek nie. Miskien omdat Boardman te veel op die Ou Testament gebou het. Maar hy het enkele maande gelede 'n huis vir geloofsgenesing in Londen oopgemaak en daar's 2 maal 'n week openbare vergaderings en Andrew Murray besoek nou die huis en toe word dinge vir hom baie duidelik. En hy vra, mag hy in hierdie huis opgeneem word as 'n pasiënt. Wow. 3 weke na sy aankoms in Londen is hy toe nou in hierdie inrigting toegelaat en hy het 3 weke daar gebly. Hy sê dis vreeslik moeilik om te vertel hoeveel lering hy in hierdie 3 weke gekry het. En die huismoeder by die plek was nogal 'n ene Miss Murray. Kan jy glo? Elke oggend en aand het die 16 of 17 gaste rondom die woord van God bymekaar gekom
en is hulle gewys op wat daar nog in hulle was, wat hulle teruggehou het van die toeëning van die belofte van God, wat in sy woord was, sodat hulle saam tot een geloof en een volle oorgawe aangemoedig kan word. Andrew Murray sê hy het nog nooit sulke verklaringe van God se woord gehoor nie. Dit was asof dit deurstraal was met 'n groot eenvoud en 'n heerlike gees van geloof, gepaardgaande met hartsondersoekende toepassing van God se eis dat 'n Christen 'n algehele opoffering van alles aan hom moet doen. Na so 'n gesamentlike gesprek was dan tyd vir elkeen van hulle om hulle harte voor God te ontbloot en uit te stort, so dit in mekaar se teenwoordigheid gebid. Hy vra nou die vraag vir sy gemeente, nou hoekom sou dit nou nodig was om na hierdie huis toe te gaan en so lank daar te bly? Is gebed van geloof nie net een oomblik nie? Tesame met handoplegging en die salwing van olie waarvan Jakobus gepraat het. Hy sê dit is waar, maar die mense by hierdie plek het geleer dat in die meeste gevalle was daar tyd nodig om te leer wat God se woord beloof, om reg te verstaan wat die oorsaak en die doel van die siekte was en wat die voorwaarde en betekenis van genesing vir daai persoon sou wees. Wag nou, die oorsaak en die doel van die siekte. Dit wil vir my klink asof hy bedoel God het dit toegelaat omdat hy iets in jou wou uitwys wat eintlik onder die bloed moes kom. Ja, absoluut so. Ons volg Andrew Murray se spoortjie. Ja. Hoe hy dit beskryf is vir my so kosbaar hoe hy dit beskryf. Hy sê in 'n verblyf in so 'n huis met die hele omgewing help om een saak vir jou baie duidelik te maak. Dit gaan hier oor geloof. Toe Stockmeyer die eerste keer saam met Andrew Murray gebid het hy hierdie uitdrukking gebruik gemaak. Here, laat hy homself oordeel sodat hy nie langer geoordeel of getuigtig hoef te word nie. Hy het dit gedoen met die oog op 1 Korintiërs 11 vers 30 tot 32. En hierdie gedeelte lê die hoofgedagtes rakende siekte en genesing. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het al ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. So siekte is 'n tugtiging omdat die Here in sy liefde ons oordeel, sodat ons nie met die wêreld veroordeel moet word nie. Indien ons onsself beoordeel en uitvind waar oortuigtig die Here ons, dan sodra die boosheid of sonde afgelê is die tugtiging nie meer langer nodig nie. Die siekte dien dan om ons tot 'n volkome neerlegging van alles in onsself te doen, wat volgens die Here nog verkeerd is in ons oë. Wanneer die Here sy oogmerk bereik het, dan kan hy maar die siekte wegneem. Dit is 1 Korinte 11 vers 30 tot 32. My aarde. En Andrew Murray sê, dit was nie nodig om te sê watter siekte dit oordeel nie, of dit miskien net een is nie, miskien, hy sê maar die Here druk sy vinger altyd op 'n bepaalde iets. Dit kan 'n gebrek aan toewyding wees, die toegee aan jou eie wil, die steun op eie krag in die werk van die Here, die verlaat van jou eerste liefde, en jou teerheid in die wandel met die Here, die gebrek in sagmoedigheid, of om alleen die Heilige Gees se leiding te soek en te volg. Dit is goed wat die Here Andrew Murray van oortuig het. Andrew Murray, en 'n mens sou dink, die man het alreeds alles in pag gehad of onder sy hand gehad. Elizabeth, al wat ek nou net hier so sit en besef is, niemand kan ooit dink ek verstaan nou alles nie. Ja. Nee. Ja. As dit wat hierdie godsman, wat soveel verstaan het hy nog nie gesnap nie, dan moet ek ook maar net weer 'n keer op my knieë gaan staan en sê, Vader, leer my asseblief, wat weet ek nie. Ja, en hy sê, wat dis moeilik om te verduidelik,
hoe 'n mens 'n openbaring kry as die Here met jou oor 'n saak werk, van die onuitspreeklike teerheid en heiligheid van wat 'n oorgawe vir hom beteken, vir Jesus. Ja. As 'n mens geloofsgenesing begeer, dan moet jy eers in daai intieme eenheid met die Here kom. En ek dink dit is van toepassing op ons hele wandel met die Here. Alles wat die Here doen, alles wat in ons lewens met ons laat gebeur, is om ons nader en dieper na hom toe te trek, dat ons volkome van hom afhanklik moet wees. Met ander woorde, om dit in plain Afrikaans te sê, ek kan nie, maar my Vader kan. Ja. Nee, Ja. dat ons in alles in ons lewe by daai plek sal kom. Ja. Ek kan nie, maar my Vader kan. Ja. So dit is die pad wat hy met ons stap, in daai vallei van doodskaduwee. Leer ons hom ken op 'n manier wat ons glad nie op 'n ander plek hom kan leer ken nie. En ons wil altyd net daaruit ontsnap. Elizabeth, baie dankie. Ek kan nie wag vir volgende week se verdere vertelling nie, hoor. Ek stem saam.